6000 jaar gelede het Satan Eva versoek om eers aan haarself te dink voordat sy aan God dink. Sy het. 4000 jaar later in die woestyn het Satan met dieselfde aanbod na Jesus gekom, net in ander verpakking. Sien om na uself, maar hy het nie. Vir 3 jaar het Satan Jesus versoek om homself eerste te stel. Net 1 keer, maar Jesus het dit nooit gedoen nie. Nie eers 1 keer nie. Weke het verbygegaan, die onveranderlike sperdatum van profesie kom nader. Satan raak al hoe meer desperaat. Hy laat Jesus gesel, gemartel, gespieg en deur almal verlaat word, maar Christus bly sondeloos en onselfsugtig. Satan laat hom aan 'n kruis spyker en hoog oplig vir die finale aanval. As hy selfs die kleinste saadjie van selfbehoud in Christus deur pyn verswakte denke kon plant, sal die oorwinning syne wees. Bose geeste vaar in godsdienstige leiers, soldate en die misdadigers langs hom, terwyl hulle 'n hele stortvloed van versoeking na hom slinger. As u die seun van God is, red uself. Tog doen hy dit nie. Jesus, verdedig uself, bewys uself. Dit was die paniekroepe van elke disipel, van elke heilende siel aan die voet van die kruis, en van Satan. Uiteindelik verkondig die Joodse leiers, sonder dat hulle dit besef, 'n diep waarheid. Hy kan homself nie red nie. Jesus kon nie homself red en ons ook red nie. Daarom het hy ons gekies. Vandag nooi hy ons om onsself te vind en dit te kruisig. Terwyl ons God se tiende en ons gereelde en sistematiese belofte offergawes teruggee, laat ons God vra om enige selfsugtige begeertes uit ons hart te verwyder. Laat ons hom vra vir 'n nuwe hart, onselfsugtig, vrygewig en getrou. Laat ons onsself laaste stel en God eerste.